Yes. Prys die naam Jesus. Yes. Ons krag word meer as ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer. Ons krag word meer as ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer. Ons God, hy is vir ewig. Ons hoop, ons sterke redder. Hy is die ewige oorheer, is die ewige oorheer. Is hy met nie, die word nooit moeg nie. Hy red die swaktes nie wat vrees. Vertroos hom met die gees. Hy laat ons swem soos arende. Yes, God, we praise your name. Ons krag word meer as ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer. Ons krag word meer as ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer. Ons God, hy is vir ewig. Ons hoop, ons sterke redder. Hy is die ewige oorheer, is die ewige oorheer. Is hy met nie, die word nooit moeg nie. Hy red die swaktes nie wat vrees. Vertroos hom met die gees. Hy laat ons swem soos arende. Hy is die ewige oorheer, die ewige oorheer. Is hy met nie, die word nooit moeg nie. Hy red die swaktes nie wat vrees. Hy vertroos hom met die gees. Hy laat ons swem soos arende. Hy is die ewige. Ons loof die naam Jesus. Halleluja, halleluja. Ons loof die naam Jesus. Yes. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam? Hy stel die grense van die oseaan. Wie kan oor sy groot uitstryd? Wie ken elke ster sy naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maan lig laat verdwyn? Yes, onvergelykbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Wie is U gelyke? Onvergelykbare God. Hoe groot
daar is niemand soos U nie. Ons prys U naam, toch sit ons hier op die beskuldigingsbank, Skepper van die heelal, onder kruis verhoor. Maar as ek nadink aan die grootheid hier, dan staan my wysheid dom voor U. Kom aan, onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Wie is U gelyke, onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Wie is U gelyke, onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Onvergelykbare God.
desire is to lift you high above all earthly things, to bring you pleasure, Lord. Hallelujah.
ons wil net voor U buig. Halleluja. Here, ons wil net voor U buig. Ons wil onsself net voor U plaas, Here. Ons wil vir U net sê, Here, U is ons God. U is ons alles. Ek sal voor niks anders buig nie, Here. Ek sal my knie voor geen ander ding buig nie. Ek sal niks en niemand ooit voor U stel nie, Here. U is my God. U is my alles. U is my lewe, Here. Daar waar jy staan, maak net so. As jy wil, as jy nie wil nie, is dit fyn. Maar as jy kan, maak net vir 'n oomblik net weer 'n commitment teenoor God. Sê, Here, U is my God. U is my God. Daar's geen ander nie. Hallelujah. Glory to the King. Glory to the King. Amen. Amen. Wow. Prys die Here. Ek kan die sitplekke neem. Ek sit daar en ons is so in die gees en ons sing so in die gees. En ek dink, Here, vandag gaan hier nie gepreek word nie. En daar kom die Here en hy bring alles net weer so rustig vir ons om te kan besef, hy is ons God. Het gaan nie altyd net oor happy clappy tone wat feisies in jou skoene maak en hoendervleis op jou arms nie. Het gaan oor daai stil oomblikke. Wanneer jy person to person, face to face met God staan. Soos wat die Mirror Bible dit sê, when you come into contact with a face to face, grace embrace of the human race. Om op daai oomblik te kom. En ek het daai oomblik ervaar, toe ons net in hierdie stilte nou, hierdie halleluja vir ons God gesing het. Ons God is goed. En die duiwel is 'n vuil goed. Okay. So ruk terug het pastoor Pieter gepreek oor die inwonende gees van God. Terwyl hy gepreek het, sit ek daar en die Here wys vir my 'n prentjie. In my lewe het ek nie gedink dat ek oor so 'n prentjie gaan preek nie. Terwyl ek daar so sit, wys die Here vir my 'n perske. Nou perske is my gunsteling vrug. Kyk, jy kan vir my allerhande goeder sit. Nog nie vir my blikkie perskes hier nie. Dis mos nog nie perske nie. Dis maar my happy place, as ek hy lekker groot geel perske kry. En jy gaan spoel hom af, dat die haartjies daar net so bietjie afgaan. Jy skil hom nie af nie. Jy sny hom oop en twist hom so, dat jy hom kan loskry van die pil af. Ag, van die pit af. Sien, as jy met jou pilletjies, nou praat ek pilletjies, van die pit af. En wat ek gewoonlik doen, is as ek hy pit nou uiteindelik uit, en dan knaag ek eers rondom die pit, om seker te maak, ek eet alles af. En dan eet ek my perske. En vandag praat ek met julle oor God en die perske. Nou ek sê nie God is 'n perske nie. Okay, so laat ons dit net van die begin af kry, okay. So God is nie 'n perske nie. Maar iets so eenvoudig soos 'n perske het vir my laat besef dat ons as mens geneig is om op een aspek van God te fokus. Ons is geneig om te kyk na
Die krag van die Heilige Gees, daai happy clappy oomblikke. Of jy sal kyk na die kruis. En eintlik is God 'n drie-enige God. Nou, die woorde Trinity of drie-enig verskyn nie in die Bybel nie. Maar hy's 'n drie-enige God. Hy's nie drie verskillende gode nie. Hy's een God. En wat God van ons vra vandag, hy soek nie dat jy net 'n verhouding met die Heilige Gees het nie. Hy soek nie dat jy net dankbaar is teenoor hom vir Jesus Christus aan die kruis nie. Hy soek nie dat jy net na hom as jy Vader kyk omdat jy bang is vir wat hy gaan doen nie. Hy soek dat jy na hom sal kyk as een God. En 'n verhouding met hom sal hê, reg deur die spektrum. Matteus 28 vers 19 is so 'n bekende vers wat ons ken. Matteus 28 vers 19 sê hy, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. En dan sê hy, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So hy sê, my disippels, maar doop hulle in hierdie name. Nou, ek het so ruk terug, het ek 'n voorreg gehad om van my tesisse by 'n universiteit te gaan aanbied, het gevra ek moet 'n praatjie gedoen het. En voor ek kan opgaan, dan lees hulle nou eers jou CV. En dan as jy so luister, dan dink jy, eers, like, van wie praat hulle daar? Het klink nie soos ek nie. Hulle rammel daar en spul goeders af, dan dink jy, wie is dit? En God sê, jy dra in jou, gedoop in jou, die CV van die drie-enige God. Jy het in jou die CV van die drie-enige God. Maar dan het hy ook verder gegaan, Handelinge 2, vers 1 tot 4. Handelinge 2 vers 1 tot 4. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar en skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. So hy sê, daar is ons 'n Vader, Seun en Heilige Gees, en dan is daar 'n tyd wanneer die Heilige Gees hier so op 'n kragtige manier in jou werk. En ons moet hierdie twee versgedeeltes, skrifgedeeltes, moet ons aan mekaar link. Dit het die Here vir my duidelik gewys. Hy sê, jy kan nie net praat van Vader, Seun en Heilige Gees, en dan in die Pinkstertyd praat jy oor die Heilige Gees, en ons is geneig om dit te doen. Ons is geneig om Pinkstertyd fokus ons so op die Heilige Gees, dat ons eintlik vergeet, daar is Vader, Seun en Heilige Gees. 'n drie-enige God, en dit is hoekom hy vir my by 'n perske uitgebring het. Jy kan vir my die prentjie van die perske daarop sit. Ag, dit kan seker enige vrug wees, maar 'n perske was die een wat die Here nou vir my gewys het. Ek is bly het nou nie vir my 'n druksvy gewys nie. Ek sal al gesukkel het met daai enetjie. Maar 'n perske bestaan uit 3 dele. 'n skil, die vlees en dan die pit in die middel. En die Here het vir my gewys, dis hy. Dit is God drie-enig. Dit is die God met wie hy wil hê jy moet 'n verhouding hê. Ag, ons kan seker allerlei goeders vat. 'n Eier het ook 3 dele, 'n dop en eier wit en die eier geel. Daar's 'n klomp sulke goeders. Maar hy het vir my die perske gegee en hy het vir my gesê jy moet gaan kyk, nou hoe werk 'n perske? Hoe lyk 'n perske? Wat doen 'n perske? Behalwe om aan 'n boom te hang en iewers in 'n blikkie ingedruk te word. Wat is dit met 'n perske? En die Here het vir my gewys, Vader, Seun en Heilige Gees. En ek wil begin by die Vader. Die skil van 'n perske. Wat is die doel van die skil? Jy kan vir my na die volgende een toe gaan. Wat is die doel van die skil? Hy beskerm daai vrug. Party van die vrugte se skil is lekker seriously dik, soos 'n pineappelsin. Goggatjie sukkel om deur daai pineappel te kom. Maar die skil in die eerste plek beskerm hy daai vrug. Hy hou daai vrug veilig. Dan moet eers deur die skil gebreek word voor jy by die vrug kan uitkom. Pragtige skrif vir ons. Psalm 91 vers 1. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Die Passion Translation sê, he who sits in the wraparound protection and love of God will stay in my safe place.
The wrap-around protection of the love of God. Dit is wat die skil is. Hy's 'n wrap-around liefde. So as ons praat van God die Vader, is hy hierdie wrap-around liefde van ons. Hy's hierdie skil wat vir ons beskerm. En hy sê vir ons, solank as wat jy onder hierdie skil sit, binne in hierdie skil is jy beskerm. Het jy al gesien 'n piesang? Pragtig, mooie piesang. En aan die oomblik wat jy hom afgeskil het, en hy's buite sy skil, dan begin hy so 'n jukkie kleur kry. Die worst vir my is 'n avokado peer. Ek is so bly die Here het nie vir my 'n avokado peer gegee nie, as 'n vergelyk nie. Die worst is 'n avokado peer. Hy het 'n baie dik skil. Maar as jy daai skil oopgesny het, as jy daai avokado peer oopgesny het, het jy 'n kort tydjie om sy vrug te eet. Wie van julle het al ingelegde avokado peer geëet? Nee hoor, ek glo nie dit is moontlik nie. Maar 'n perske, omdat hy so beskerm was in daardie skil, kan jy hom actually oopmaak. Jy kan hom gaan inlê. 'n Perske se kleur verander nie gou nie. Ek het al 'n halwe perske in my yskas gehad wat vir 2-3 dae daar gelê het. Hy hou sy kleur. Hy hou sy vorm. Ok, moet nou nie 'n eksperiment maak en die ding vir 'n maand daar lê nie. Dan gaan dit interessant lyk. Maar hy hou sy vorm, want hy het sy skil rondom hom. Hy's beskerm. So, daai wrap-around protection and love of God is wat hy vir ons gee. Dit is die skil. Dit is God die Vader. Dit is God die Vader wat vandag vir jou wil sê, maak nie saak wat hierdie wêreld rondom jou het nie, maak nie saak wat in hierdie wêreld rondom jou aangaan nie, maak nie saak deur watter krisisse jy is, maak nie saak vir hoeveel wurms jy dalk staan, wat gaan probeer om in te kom nie, maak nie saak hoeveel voëls probeer pik en pik en pik en pik om 'n gat by jou te kry nie, sy skil gaan vir jou beskerm, en jy gaan veilig wees binne in hom. Maar die skil doen meer as net om te beskerm. Die skil hou ook daai vlees by mekaar. Dit hou die vlees vas. Dit hou die vlees so dat jy kan weet, alles is hier saamgevat. Deuteronomium 32 vers 10 sê hy het hom omring, op hom ag gegee, hy het hom bewaak soos sy oogappel. Buiten die feit dat hy beskerm, kom die skil en hy hou die hele vrug by mekaar. Hy sê, ek sal jou nie een kant toe stoot nie. Ek sal jou nie laat uit mekaar val nie. Partykeer voel dit vir jou of jy gaan uit mekaar val. Het jy al daai gevoel gekry? Die wiele kom los, alles gaan verkeerd. Jy voel jy gaan uit mekaar val. En God sê, ek is die Vader. Ek hou alles by mekaar. Al voel dit vir jou asof dit rof gaan. Party van die vrugte se skil is so stewig dat as jy die skil begin oopsny, dan begin die vrug so 'n bietjie uit te peel. Dis vir my altyd die weirdste om te sien die oomblik wanneer jy hom so oopmaak en hy vruggie kom so uit. En God sê, ek hou jou vas. Die vyand gaan probeer sny. Ek sal nie toelaat dat iets van jou uitpeel nie. Want ek is jou God. Ek is God die Vader. Die derde ding wat die skil doen, en dis vir my die mooiste, is hy gee vir my identiteit. As jy 'n perske sien, jy het hom nog nie eens geproe nie, jy weet dit is 'n perske. Jy kyk na die skil tussen 'n mango en 'n avokado peer wat albei dieselfde shape het amper, maar jy weet watter een is die mango en jy weet watter een is die avokado peer. Daar's geen manier wat jy kan verward raak tussen 'n golden delicious apple en 'n pink lady apple nie. Die skil sê vir jou wat dit is. Ek weet nie of julle al op MasterChef gekyk het, MasterChef Australië. Het hulle partykeer hierdie ding wat hulle 'n kompetisie maak met sulke klein blokkies. Dan is daar net so 'n blokkie van die vrug of die groente of ding gesny. Daar's nie 'n skil nie. Nou moet die ouens probeer raai wat dit is wat hulle eet. Maar omdat hulle nie kan
die skil kan sien en die identiteit kan sien. Hulle kan nie sy shape voel nie, want hy skil gee die shape ook vir hom. Hulle kan nie dit voel nie. Sukkel hulle om eenvoudige goed raak te raai. Want die identiteit is weg. 1 Johannes 3 vers 1 sê die Here, hy gee vir ons die identiteit. Wat sê ons is sy kinders? Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Dat ons kinders van God genoem kan word. Seuns van die Allerhoogste. Seuns van ons God en Koning. Hy gee vir my 'n identiteit. Wanneer jy saam met God wandel, en jy weet jy staan onder sy beskerming, jy weet hy hou jou by mekaar, dan het jy ook sy identiteit. En vandag is my vraag vir jou, as mense na jou kyk, sien hulle in jou lewe, as hulle luister na wat jy praat, wie van julle het al begin stres oor hierdie 30 Junie ding? Kom aan, wees eerlik. Daar sal 'n paar mense al wat gaan stres het. Jy's onder die skil van God. Kan mense in jou woorde hoor, kan mense in jou dade sien, dat jy die skil van God om jou het. Dat jy beskerm word deur hom, dat jy by mekaar gehou word deur hom, kan hulle sien, dat jy die identiteit van God uitstraal. Ek was bevoorreg hierdie week, het ons die Lugmagbevelsgroep se werksessie gehad. Weet julle wat is amazing? Was om in daai werksessie die skil van God rondom ons te sien. In elke een, in al ons interaksie, alles wat ons gepraat het, van die hoof van die lugmag af reg deur elke een in ons groep, het hulle geopenbaar 'n verhouding met God. Dit is die eerste keer wat ek 'n bevelsgroepvergadering bygewoon het, of 'n werksessie bygewoon het, waar ek die hele tyd bewus was van die identiteit van God in elkeen van ons. My vraag is, sien mense by jou 'n perske, of wonder hulle oor wat se vrug is jy? Ek, Elma de Villiers, is die vrug van God. Ek dra sy skil. Ek dra sy skil. Maar wie van julle eet perskeskille net en gooi die res van die perske weg? As jy doen, ons bid na die tyd in die bidkamer vir julle. Die vlees is eintlik waaroor die perske ons mag gaan. Is die vlees. Nou, wat vir my verskriklik mooi was, toe die Here vir my hierdie woord gegee het, is in die Ou Testament lees jy verskriklik baie van God. Jy lees hoe hy sy alles gee vir hy volk van hom. Hy wis ander nasies en volke uit, sodat sy volk kan lewe. Dis die beskerming van God. Dan kom ons in die Nuwe Testament, in die evangelies, en jy lees 'n ander aspek van God. Jy lees van sy vlees. Jy lees van sy seun Jesus Christus. En jy lees van die aspek van hom wat die vlees van 'n perske is. Die eerste een, die voedsel. Sy woord, dis ons voedsel. Maar weer eens, mense, jy kan nie vergeet, jy kan nie na 'n perske gaan kyk sonder daai skil nie. So in die skil, rondom hierdie skil, is dit die brood van die lewe, die voedsel van God. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, Johannes 6:35. Ek wag nog vir daai perske wat ek gaan eet wat nooit opraak nie. Ek soek een van daai perskes, wat as jy so 'n hap gevat het in hom, woeps, dan groei daai hap weer toe. Dan kan jy nog 'n hap vat. Dit is my altyd die sadste, die oomblik wanneer hy laaste stukkie van daai perske in jou mond sit. Maar God sê, ek is die skil wat jou beskerm, God die Vader, maar binne in my, binne in jou, sit ek ook die vlees van Jesus Christus, jou voedsel. Die vlees het, die woord het vlees geword, sê Johannes vir ons. Hy het lewendig geword onder ons, sodat ons gevoed kan word. Elke oomblik van die dag. Maar hy is nie net vir ons voedsel nie. Hy is vir ons lewe in oorvloed.
Johannes 10 vers 10 sê die Here, ek het gekom, dat hulle lewe in oorvloed kan geniet. Hy versorg ons, Jesus Christus, die Seun van God, is in sy naam wat ons duiwels uitdryf, is in sy naam wat ons genesing spreek. I speak the name of Jesus. Ons ken daardie lied, ons sing hom so baie. Dis die vlees van God. Dit is die Seun van God wat vir ons voeding gee, ons versorging gee, en wat vir ons absoluut gee, dit wat ek daagliks nodig het, om te kan leef. Jy kry tog nie in die winkel 'n perske wat net bestaan uit 'n pit en 'n skil nie. Daai vlees tussen God die Vader en die put is daai vlees. En hy sê vir ons, ek wil jou versorg. Ek wil vir jou lewe in oorvloed gee. Ek wil vir jou voed met hierdie perske, totdat jy so oorvol is, en dan wil ek jou nog steeds voed, en nog. En weet jy, dit is wat dit vir my so wonderlik maak van die woord. Elke keer as ek God se woord lees, ek lees dieselfde vers, dalk oor, en ek kry elke keer nuwe kos uit daai vers uit. Dis sy woord, dis sy vlees. Die mooiste van dit, is hy openbaar die Vader, deur sy vlees, deur sy Seun. Kolossense 1 vers 15, hy is die beeld van die onsigbare God. Nou gaan ek weer terug na die Masterchef ouetjies, met daai blokkies. Hulle word gewoonlik geblinddoek, wanneer hulle daai toets moet doen. So buiten die feit dat hulle nie die skil kan sien nie, hulle voel net hierdie vierkantige dingetjies, so hulle kan nie eens die vorm voel nie. Hulle voel net die vlees. En dan moet hulle dit proe en probeer uitfigure, wat is dit? Nou die vlees, ek sê baie keer vir myself, ons sit aan die TV-kant en ons sit en kyk en ek sien daai blokkie en ek kan sien, my para, dit is 'n watlemoentjie daai. Ek kan dit sien, ek sien die vlees. Ek kyk na die vlees en ek kan sien, dis 'n watlemoen. Ek kyk en ek kan sien, daar is mango, daar is 'n aardappel. Ek kry hulle altyd jammer as hulle so iets moet rou eet. Maar ek sien dit. Die Here sê vir ons, as mense na jou kyk, moet hulle deur Jesus Christus, die openbaarmaking van Christus, van God in jou kan sien. Dis wat dit doen. As jy 'n vrug oopsny, mens kry partykeer van hierdie weird vrugte, soos 'n jackfruit. Jy kry so 'n weird vrug. Jy kyk na hierdie ding en jy het nie 'n klou van wat dit is nie. Dan as jy hom oopsny, dan sien jy, okay, kyk hoe lyk hy hier binne. Daai vlees. Daar's geen twee vrugte waarvan die vlees dieselfde lyk nie. Appels, selfs met appels, as jy 'n crispy pink oopsny teenoor 'n golden delicious, die vlees verskil. Maar God sê, daar's een vlees in julle. En dit is die vlees wat die openbaarmaking van God is, Jesus Christus. So buiten die feit dat die skil vir my verduidelik wie God is, die Vader, vir my beskerming gee, daar so is om my by mekaar te hou, om my vas te hou, daar is om vir my absoluut net die identiteit van God te kan gee. Kom Jesus Christus en hy sê, die vlees voed jou, die vlees versorg jou, maar bo alles, die vlees is die een wat God in jou openbaar. Nou vra ek weer, draai jy net 'n skil, of kan mense oopsny en die vlees van Jesus Christus binne in jou sien? Maar dan kom ons by die gedeelte wat ons altyd weggooi, die put. Dit is daardie gedeelte wat diep binne in jou is. Ek luister nou die dag na 'n ou liedjie van wie is die oom wat oor Ryperd gesing het? Chris Blighnout. En nou sing hy oor die hoender en die eier. En dan sê hy nou, as die eier eerste was, wie het hom uitgebroei? En as die hoender eerste was, uit watter eier het hy gekom?
Maar wat hy nie besef nie, nêrens in die Bybel sê dit en God het gesê dat daar eiers wees en daar was eiers nie. Hy het die hoender gemaak. Okay? Hy het die hoender gemaak. Maar hy het vir ons iets besonders gedoen ook. Hy het 'n ding gekry wat hy noem 'n saad. En uit daai saad uit sal daar voortdurend lewe kom. Dit is nie 'n eenmalige boom nie. In daardie boom is daar goedjies wat saad maak en is daar goedjies wat lewe gee. En as jy daai saadjie weer in die grond sit, dan kom daar nog 'n boom op. En as jy sy saadjie in die grond sit, kom daar nog 'n boom op. En dit is wat die put van God doen. Dit is wat die Heilige Gees van God doen. Hy gee elke oomblik van die dag vir jou nuwe lewe. As iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Johannes 3 vers 5. Dit is waar die lewe begin, is in die Heilige Gees wat in ons is. As jy daai put vat van 'n perskeboom, ek het dit nooit in my lewe geglo nie. Nou het ek 'n huisie daar onder in die Kaap. En daar's verskriklik baie bloekombome, so niks wil in die grond groei nie. Nou bly my oom hulle in my huisie, en die oom besluit, hy gaan 'n perskeput in hy het so, wat is 'n tyre in Afrikaans? 'n buiteband. Hy het 'n buiteband. En hy het hom vol grond gemaak, en hy sit sy perskeput daarin. 2 jaar later, toe stuur hy vir my 'n foto, van waar hy en my tannie sit, en hulle daai persketjie gepluk, en hom oopgesny. Boompie is net so groot, maar hy het 'n perske gedra. En hulle eet hulle perske, wat in so klein dingetjie geplant is. Met 1 put. Daar's 1 gees van God binne in jou, wat jy lewe mee kan maak. En as jy gaan dink, as ek daai put plant, en hy word 'n boom, hy dra nie net 1 perske nie, hy dra klomp perskes, wat weer klomp putte het, wat geplant kan word, en weer klomp bome kan maak, en klomp perskes kan gee. Daar's heeltyd nuwe lewe in God. Dit is die Heilige Gees. Maar daardie Heilige Gees lewe, lei nie net tot 'n nuwe boompie nie, dit lei tot 'n boompie met 'n perske wat die skil van God het, wat die vlees van Jesus Christus het, en wat die put van die Heilige Gees in hom het. Hy gee lewe. Maar hy is ook inwonend. Hier is 'n slim vraag. Watter vrug dra sy putte aan die buitekant? Strawberries. Dis die enigste vrug wat sy put aan die buitekant dra, is 'n arbei. Want die put is nie gemaak om aan die buitekant te wees nie. Die put is gemaak om inwonend binne in jou te wees. Die put is gemaak om in jou te bly, om in jou te wees, om oral waar jy beweeg saam met jou te wees. Die inwonende Heilige Gees. Hy sê vir ons in 1 Korintiërs 6 vers 19, het jy nie geweet, jy is die tempel van God, en dis die Gees van God wat binne in jou woon nie. Hy is die put. Maar weer eens, jy gaan nie winkel toe, net om 'n put te gaan koop nie. En moenie confused raak nie, peanuts is die putte nie. Okay? So, as jy gaan peanuts koop, dis die dingetjie wat binne in 'n dop was, nee, dis nie putte nie. Jy kan nie 'n peanut plant en dink jy gaan 'n boom kry nie. Die Heilige Gees bly binne in jou. Hy bly binne in jou, sodat jy die openbaarmaking van God deur sy seun Christus kan beleef, en sodat jy die vorm en identiteit van God kan beleef. Is hy binne in jou? Het jy al 'n perske oopgesny en 'n avokadopeerpit gekry daar binne? Nee. Die pit, die vlees, die skil, vorm saam een God. Vorm saam die perske. Dit is wat God vir ons gee. Maar die mooiste vir my van die put, is dit is die ding wat die vrug gee. Hy dra die vrug. Galasiërs 5 vers 22 en 23, ken ons so goed. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Daai put dra vrug. En hy dra die vrug
wat uiteindelik lyk soos die skil met die vlees en nog 'n bit in. Daai perske pit binne in jou dra nie arbeie nie. Hy dra nie pineappel of piesangs nie. Hy dra God se gees, God se vrug. Jy kan nie net die put wil hê nie. As jy daai put net so vat, daai put gaan droog word. As jy net dink, jy kan net leef op die krag van die Heilige Gees, het ek nuus vir jou. Jy kan nooit 'n perske wees, as jy net op die krag van die Heilige Gees probeer leef nie. Wat jy nodig het, is jy die put, die Heilige Gees van God nodig. Jy het die vlees van Jesus Christus nodig, en jy het die skil nodig, om van jou 'n perske in God se koninkryk te maak. Jy kan nie net op die een staat maak nie. Ek wil eindig hiermee, die drie enige God. God die Vader, God die Seun, die Heilige Gees. Die Vader beskerm jou, hy hou jou vas, hy gee vir jou identiteit. Die Seun voed jou, hy versorg jou, hy maak dat jy God kan openbaar. Die Gees binne in jou, gee vir jou lewe, is inwonend, en hy dra vir jou die vrug. Kan jy sien, dat nie een van hulle, wat is repeat in Afrikaans? Herhaal mekaar nie. Hulle doen nie herhalende werk nie. Jy kan nie met die een probeer oor die weg kom en dink jy gaan al die aspekte van God kry nie. Ek raak partykeer bang vir ons happy clappies. Wat partykeer so in ons Pinkstergees is, dat dit vir ons net gaan oor daardie Pinkster oomblik. En ek dink dit is hoekom die Here vandag dit ook net weer vir ons net weer rustiger en stil. Ons het die happy clappy Pinkster oomblik gehad. Ons het die heerlikheid gehad van God. En toe het hy gesê, maar dit gaan nie net oor dit nie. Dit gaan oor die volle perske. Dit gaan oor die volheid van God. Jy kan nie 'n perske net 'n stukkie van gaan koop nie. Dit is hoekom ek nie hou van blikkies perske nie. Hy mis die skil. Hy mis die pit. Hy is net een glibberige, slijmerige dingetjie wat jy uit 'n blik uithaal. Jy het iets anders nodig om hom beter te laat lyk en smaak. God sê, vandag wil ek vir jou leer. Jy kan nie net met een aspek van my 'n verhouding hê nie. God wil met jou 'n verhouding hê in sy drie eenheid. Hy wil 'n verhouding met jou hê, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hy wil elke oomblik van die dag vir jou laat weet, hy beskerm jou, hy hou jou by mekaar, hy gee vir jou identiteit. Hy wil dit elke dag vir jou sê. Hy wil elke oomblik van die dag vir jou sê, ek gee vir jou nuwe lewe, ek gee vir jou versorging, ek voed jou, ek is die een wat my openbaarmaking deur jou doen, ek is die een wat jou laat groei, ek is die een wat vir jou vrug laat dra. Hou 'n verhouding met die volheid van God. Hou op om stukkies van God. En ek sê nie ons doen dit nie. Maar ek het net gevoel met hierdie woorde die Here vir my net duidelik gesê, is tyd dat ons net weer kom op 'n punt waar ek die volheid van God in sy drie eenheid aanbid. Ons het gesê, I bow my knees before your throne. Wie sit op daardie troon? Nie net Jesus Christus nie. God die Vader, Seun en Heilige Gees is op die troon. En wat hy vir ons vra vandag is, ek wil vir jou 'n perske wees. Is jy bereid om my in my volheid te aanbid? In my volheid. Kom ons bid saam. Hemelvader, ek wil nie tevrede wees net met die kragtige werking van die Heilige Gees in my nie. Here, dit is nie vir my genoeg om net u woord te bestudeer nie.
Dis nie vir my genoeg om net te weet ek is onder die skuiling van die Allerhoogste nie. In your wraparound protection and love nie. Here, wat ek soek is die volle perske. Ek soek die volle perske, want ek wil 'n perske wees vir mense daar buite. Ek wil vir hulle die identiteit van God wys. Ek wil vir hulle die openbaarmaking van die Seun wys. Ek wil vir hulle die vrug en lewe wys wat ek deur die Gees kry. Vader, ek wil geen uitnodiging maak nie. Ek wil net hierdie gemeente voor U plaas en sê, Here, omskep ons in perskes van God. Omskep my in 'n persoon waar mense van buite af kyk en hulle sien my aan 'n boompie hang en hulle weet, daar hang die versinne beelding en die volle uitbeelding en die openbaarmaking en die heerlikheid en die vrug van God. Bid, Here, dat mense na my sal kyk en U in U volheid sal sien, Here. Dis al wat ek wil doen. Dat hulle nie vir Elma sal sien nie, maar dat hulle die Vader, die Seun en die Heilige Gees sal beleef. Here, maak van ons perskes in U koninkryk. Amen.